Episode 70 van die Vermaak en Praat podcast. 70 was ie. 70. Wat is hij geweest nou? Ja, episode 70 van die Vermaak en Praat podcast, hè? Een podcast waar ze vermaak en waar ze lekker samen praat. In Oost en die Westkus. Waar alles baie lekker is. 70 episodes, nee? Tot dusver. En vandaag ambtelijk hierdie week. Dank aan Facebook, dank aan TikTok. Het ek gezien, misschien ons ambtelijk 3 jaar wat die podcast bestaan, hè? So, what a wow. What a wow. Nee? Je had nog gepraat van competities. Ik ga die vraag. Nee? Ons gaan willen voucher geven. Nee, ons gaan willen, wat noem je die? Die brain kits geven, die t-shirts en die koppie. En jullie combo. Come on. Ik wil jullie voor ons zeggen, hoekom ons vandaag die kant is van die poot van die studio. Hoekom ons vandaag hier zit en die waar ons normaal weer zit. Nee, hij is vooral wat ik bedacht voor die kijkers, subscribers, followers vooral. Hoekom schiet ons vandaag episode 70? Die derde jaar van die podcast bestaans. Hoekom schiet ons vandaag die episode? En hierdie hoekje, die gelukkige winnaar, zal ons aankondigen. De 7e dag wat die episode op YouTube is, gaan ons die winnaar aankondigen. Nee? So je gaat een lekker voucher in een combo winnen. Nee? So die vraag is, hoekom schiet ons vandaag zijn episode in hierdie hoekje? Omdat ons dit is 3 jaar anniversary is, maar hoekom hierdie hoekje vandaag? Nee? Weet je dat die antwoord? Oké, weet die antwoord. Oké, prachtig. Wow. Yes. So ja, nee, aan mijn veer linkerkant, nee, aan mijn veer linkerkant, baie belangrijk, nee. Toen ik hierdie podcast begin, toen was er baie jy-syers en baie nee-syers, nee. Met andere woorden, die wat nou glo en die wat nie nou glo nie. Die wat dink is 'n goeie idee, die wat dink is nie 'n goeie idee nie. Verstaan? Die wat baie te sê het oor wat jy doen, nee. En dan actually hy persoon wat 'n vreemdeling is, nee, maar wat in 'n glo en dieselfde visie het as wat jy het, nee. En hy persoon vir my vir al op die podcast sal altyd wees is Marialda Fransman en hy is aan die ver linkerkant. Was dit nie waar gewees guys? Glo ek sal heel erg besit waar vandag is met die podcast en waar ons sal wees vandag met die podcast en toe ek vir die idee waar Piets onmiddellik sê nee, begin het, verstaan? En sy is 'n doener. En baie wat ons bereik het is die wilskrag en wat sy ons altyd ons hou so, né? So kan jy 'n round of applause vir Esmarialda Fransman. So ja, 3 jaar nee wat sy saam met is. Sy het nie die pad afgeklim en sy het die bus verlaat, sy het gebly op die bus. Yes. Al die bus baie daar stak. Sy het gebly op die bus. Nee. En dan vraag nummer 2 gaan wees iets klein voor die persoon wat die vraag kent. Ons derde co-host, nee. Jy moet vir my sê, die hoogste persoon was hy gewees. Brad Jules, nee. Kyk vir ons, hoekom as Brad Jules vandag deel van die podcast en die hoogste persoon was hy hier gewees op die podcast, nee. Daar is die tweede vraag wat julle voor beantwoord en julle gaan definitief ietsie kleins wen, nee. Come on. So ja, mas dankie man vir die 3 jaar. Ek weet dit is nie maklik nie. Ik verleer jullie. Ja. Hou op nie stout te sê. Maar ja man, ek dink 3 jaar ne. Maar weer eens, as 'n man nie mense wat 'n mens glo nie, dan gaan dinge nie werk vir jou nie. True. Ek dink as ek kan dankie sê definitief vir man se familie ne. Ek moet sê my ma se baie groot support vir my van die podcast. Dis baie lief vir my ne. So shout out voor mijn familie, die wat mij support. En die vrienden wat er is, wat mij support. Als je bij je neemt, maar jullie wat kijken en altijd comment. Nee, bij je dank je guys, voor die 3 jaar. Ik denk, als je man kijkt, zoals Bianca zijn man gevraagd, zoals die reden ook om aan te doen beginnen. Ik denk, als je man iets doen in het laatste liefde daarvoor, dan waren man een reden voor zich gejaagd, wat je man iets ging. Die koopman, die lichten, die boren, alles, die oorzaak ook in je zak gekomen, verstaan.
En ek moet sy oors kan sien, ons het al vruchte gepluk van dan, was al by sous gewees al, Ja. wat ons voor betaal was, ons was al by sous gewees, wat ons ja, wat doen ons verniet vir die mense, ne? So ons sien die vruchte van ons harde werk, en wat ons inzet op einde van die dag. True. Ons is nog nie waar ons wil wees nie, maar definitief ons is tevrede waar ons is met die podcast. So ja, maar vandag, ne, sy is 'n juffrou, sy moet 'n ma wees, Yes. sy is 'n gimnastiek teacher. Vandag in ons midde het ons die een en enigste Bianca. Wat was jou nooit van gewees? Polman. Polman, en nou is jy Koenraad. Koenraad, né? Sy is van die mark af. 'n man sit hier so. Heeltemal, So, julle. ja. Bianca, Koenraad, welkom vir die Vermaak en Praat podcast. Dankie. Net so 'n vinnige intro wie jy is en jou mooi sweater wat jy aan het en ek sien die head coach. Yes. Yes. So gee daar ons. Come on. Of ja, soos jy sê, ek is Bianca Polman Koenraad. Baie belangrik om die Ja. Koenraad in te sit, net die manne wil mos weet jy's getroud. Maar sorry vir jou verdediging. As dit wel so, as dit Nee. Polman en Koenraad of net Koenraad. Ek was gesê om net Koenraad te Okay. vat. Okay. Soos net Koenraad. Dankie my vriend, dankie. Dankie Robin. Yes, ek is die eienaar van 'n Joe Gymnastics Club. Mhm. Ons is gebuis in Langebaan. En dan het ons 'n tak in Yserfontein ook. Okay. En dan het ons kinders wat in Hopefield ook gimnastiek doen. So hulle travel na my toe en elke tweede week travel ek na hulle toe. So dit is die idee. Ons is nou al 3 jaar aan die gang. Ons gaan nou 3 years. Junie maand 3 jaar wees. Celebrate sommer. So yes, dis wie ek is. So jy het kinders van Hopefield en Yserfontein. Yes. En een week kwam na jou toe en een week gaan na hulle toe. Ek ry elke week Yserfontein toe Mhm. en dan elke tweede week Hopefield toe. Okay. Yes. Interessant. As ek mag vra, het jy in jou jong dae of toe jy klein was op skool het jy gimnastiek gedoen? Yes. Toe ek 9 was eintlik, het ek begin met my gimnastiek. Sure. My pa ek was atletiek meisie, soos meeste van die mense nou weet, was ek die vinnige meisie op die skool. Come on, girl. En toe ontmoet ek gimnastiek nou eintlik en toe wil my pa niks weet van gimnastiek af nie. Seker so vir 3 maande, praat nou onder korreksie, doen ek gimnastiek en toe kom die atletiek seisoen. En toe moes ek maar die gimnastiek eers te los en na atletiek toe gaan, want my Ja. pa moes nog 'n kantine. Hmm. En toe ek 11 word, toe besluit ek my pa gaan nou nie meer vir my sê nie. Kies gymnastiek. Dus ek mis daai gedeelte van gimnastiek en ek het gimnastiek gedoen vir 2 jaar en my pa het nie geweet nie. Jo, Letterlik, my Moet ma jy het dit geweet maar my letterlik- pa het nie geweet nie. bless your mother. Ja, nee definitief. Altyd so. Yes. Maar as ek weg. En die tweede jaar toe moes ek Essas toe gaan en my pa moes my ry van is in die Kaap toe. En Sure. dis ek sê nou moet ek maar my pa sê en vir my Essas toe gaan, nou het ek nie meer keuse nie. Maar jy moet nie ja sê, as dan nie En tot sy mind seker gechange. Yes, dit sê man gesien en dit was die eerste keer wat ek my sien ook gimnastiek doen. Letterlik. En van daai dag af dus dit tot en Nou met verstaan hy hoekom Yes. hierdie passie het. definitief. Coach B, nou moet jy gou vir ons verduidelik die naam van jou company en die betekenis, want dit klink interessant. Ek kan nie sê, ek het getry. Azur, ne? Seker reg? Azur. Hoe fancy klink as jy dit sê. Via ek het lank gesukkel met 'n naam. Eerste was dit Absolute Gymnastics Club. Nou op die SGF is daar so 'n webwerf waar jy kan al die klubs sien, niks is gevat. So jy mag nie dieselfde naam as Ja, jy ja. het. En ek besef toe ek sit saam met iemand wat vir my baie gehelp het deur die kan ek sê toe ek gekom het by hierdie punt waar ek besluit het om my gimnastiek oop te maak. En ek kom by die punt en ek besluit toe maar is water. Wat van lagoon? En ek sê nee man, alles is net lagoon in by ons. Ja, So ja. nee, ek wil iets interessant hê. En ek en sy speel met die naam en ons gaan op Google en ons sien 'n Joe en ek sê ek love die naam. En toe gaan search ek oor dit en dit is blou water en dit is die blou kleur Okay, ook sien en nou dis ook ons jou blou is kleur, eintlik. Maar. Yes, en dis waar ons naam kom. As gevolg van blou water en al daai goedjies. Maar dit val so mooi in plek, nee. Sure. Yes. En as jy sien die moves wat hulle doen is soos water. As dit Yes. wat flow net. Come As dit on. outomaties.
Yes. Oké, dan wat ik graag weet, man. Maar je persoonlijke vraag, né? Soos, breek jullie de benen of hoe? Wat die koers waar je die hoe jullie dingen gaan doen, is mij niet. Nee, man. Iets moet daar, iets is in plek aan, nie. Wow, dis interessant. Ons kry dit elke dag. Ja, Nee. ik het geloof. Het hy kan been in sy liggaam. Ah. Tegelyk. Die soepelheid en die flexibility. Yes. Wow. Nee, ons breek nik in sy liggaam nie. So is maar dieselfde soos as jy atletiek doen. Kom ek verduidelik dit nou so. So jy oefen om vinniger te word mos nou. So jy kan mos nog vinniger hardloop. So dieselfde met jou liggaam. Jou liggaam kan nog fleksibel word. So hoe meer jy oefen, hoe fleksibel word jou liggaam. Sure. Sommige mense vat mos so langer en sommige is vinniger. So byvoorbeeld een van ons kinders, Mia Polman, she just natural flexible. Weet of julle al 'n paar van haar foto's gesien het. Vir haar kan ons buig en ja, beentjies is nie gebreek, ons het daar so gekry by ons. So ja, soos ek jou sê, is maar net aanhou oefen, stretching en dit veroorsaak nou dat jou spiere en jou bene mos nou red langer word, nie red nie. En is zeker beter van jongs af om dit te doen, hè? Definitief, is baie beter van jongs, maar as ons nou by Essie vat gaan, Ek wil reeds hoor, is daar geleentheid vir my. Ja. Childhood dream. dis Om Als je ons Very 3 jaar, zo 3 jaar in die podcast heeft nog 3 jaar nodig van jou. Zeg nog weer nodig voor 3 jaar. Is oké. Hij zegt, Janne. dat zal je ook op bereik. Wat vind je ook aan het bereik? Nu maar niet. Maar ja, kan een mens. Daar's baie mammas wat vra, maar obviously mos nie vir kompetisie nie, maar meer soos flexible Van, ja. van. So ja, jy kan, ons gaan net 'n bietjie stadiger met die ouderdom moet gaan. Baie stadiger beweeg. Ja, Dit is altyd hoop. Dis Dit is altyd hoop. dis. Oké. Dat is nou voor seuns en dames, né? Yes. En sê my dan, hoe werk julle tye? En waar oefen julle of waar doen julle gimnastiek? So op 'n Dinsdag en op 'n Donderdag is ons 'n lange baan by Skatepark van 2 uur af. En dan op 'n Woensdag is ons van 3 uur af by die gemeenskapsaal. Die een by langs aan die traffic department. Okay. Daai een en dan op 'n Maandag is ek in Eiserfontein by die gemeenskapsaal by. Oké. Yes. En hoeveel kinders het jy nou al? Hoeveel kliënte, hoeveel studente het jy? Op die oomblik het ons 74 kinders wat ons het altesaam, Ja. maar ons beoog om nog kinders te kry. Ja. Ons weet dit gaan groei. Ja, En daar is 'n definitief. bewys ja van hoeveel kinders jy het, was bewys hoe goed hulle doen, ja. Definitief. En dan hoe maak mense se wil aansluit? Soos as is nou wil aansluit. En hoe moet sy nou maak? So daar's 'n registrasiefooi van R350 by ons. Okay. En dan begin ons van die minimum van R290 per maand. Soos die 3 tot 5 jarige kinders en die beginnerskinders betaal R290 per maand, waarvan hulle 2 klasse kry vir die hele maand, maar dis net vir lange baan, omdat ek Eiserfontein toe moes nou ry, het mos onkoste vir Maak dit sin, en so maak maak sin. ons dit 'n bietjie meerder. As ek nou, hulle is R490 per maand vir die nuwe kinders, R490 en dan Hopefield is net kompetisiekinders op die oomblik, so hulle betaal R550 vir die maand. En Okay. ja, dis nou elke tweede week wat Hopefield na ons toe kom en ek na hulle toe weer. Oké. Yes. En dan as ek nou wat sal jy sê het ek so vra? Veral okay, gimnastiek is meestal ek wil dit net maak vir dames en maar okay, kom ek sê maar nou my meisie kan doen. Kom sal ek nou my meisie kan vir ander ry en sê okay, ek doen 'n gimnastiek. Vir jou, kom ek sê vir jou gimnastiek is een van die beste sports wat 'n kind kan doen. Vir alles hulle so jonk is. Baie ouers het al kom dankie sê oor 'n kind se confidence wat geboost het in ons klas. Like, jy kan letterlik die verskil in die, veral soos jonger dames wat soos van 11 tot 12, jy weet mos daai is die tyd wanneer hulle insecurities begin kry. En like die gimnastiek het hulle so gehelp om meer wat positief is eintlik. En hulle het nie meer insecurities sê hulle is vry man om soos 'n jong dame tegnies te wees. Ja. En dan vir die kleintjies ook. Like, daar's van die ouers wat ewens na my toe gekom het, veral soos nou dat die kind se mondeling ewens. Like, dis 'n nuwe kind wat voor die klas begin praat. So dit's een positive way van die gimnastiek. En dan mos nou body movement is nou een van die grootstes ook. Developing in die body. Like
wel as jy ouer is, dit nie meer eintlik goed nie, vra vir my. Van al die stres op jou liggaam. Maar developing van jou body, dit help vir enige ander sportsoorte ook. Van onthou, as jy atletiek netbal doen, jy moet stretching doen, om daai goed te doen. En daar's baie kinders, soos ons het die jaar Essa atleet, wat laas jaar gimnastiek gedoen het, en sy het die jaar Essa's behaal. En glo my, gimnastiek het 'n deel van daai ook, 'n goeie impak ook van 'n loopbaan van atletiek ook, verstaan? So daar's baie, soos ek sê, daar's baie ouers wat kom dankie vir ons, en net die feit dat hulle kinders se body develop het in die gimnastiek ook. So, ja, baie goed. Ook smart. En wat sal jy sê, wat van dit doen hy vir jong dames om wel hy confident te gee, of hy sê hulle is meer vocal, hulle kan beter paraat, soos, wat van dit, of wat doen jy dat hulle dan beter af is of beter doen? Ja, so ek glo in myself, in die sin van, ja, veral meisiekinders. Ek is baie betrokke met my kinders. So, wat ek doen is, ek word 'n ma eintlik vir hulle in my klas. In plaas van om 'n coach te wees. Van is een ding om 'n coach te wees, maar is 'n ander ding om 'n ma te wees ook. So wat ek doen is met my kinders, ek motiveer hulle baie in my klas, en dan die kompetisies. Dit boost ek in baie goed om voor 'n hele skar mense te staan en 'n dans te doen. So dit gee vir hulle confidence. En soos ek sê, ons is baie close in my klas, evens my kinders ook. My kompetisiekinders, my 13-jarige kinders is 'n mammie vir die 7-jarige kinders. Dis letterlik hoe ons is in die klas. So dit is so amazing. Nou wil ek weet hoeveel seuns is betrokke. Op die oomblik net 2 seuns. Net 2. Net 2. En die ouderdom? Die ouderdom is 7. 7. Yes. Seuns, so kan ek sê, ons doen nie, so hierso kom dit in, ons doen akrobatiese gimnastiek. Dis die gimnastiek waar jy klim op mekaar, waar jy split en 'n bietjie tumbling doen, maar meestal fokus ons op klim op mekaar. So ek kan of jou optel en dit doen nie 'n backflip van my af. So dat is die goedjies wat ons nou doen. Cheerleading moves. Yes. Ons sê maar die hypothetically going definitief sal ek doen nie. Net bereik. En baie mans wil trampolien gaan spring, moes nou in die artistiek, soos die oudtydse gimnastiek, soos die mense moes maar sê, die een wat jy op die balke, Ja, ek kan daai onthou. Ja, so meeste mans stel belang in dit. Nie eintlik in hierdie wat ons doen nie, maar daar is van die klubs wat baie mans het. Maar ek dink omdat my klub so groot net van meisies is, skrik dit mans of boys moes nou af 'n bietjie ook. So ek verstaan ook hoekom die boys nou hou by ons sê. Okay, maar dis interessant. Maar nou gimnastiek nou, net om ons bietjie by te bring, want ek het nog 'n ou perspektief van gimnastiek, maar ek kan hoor, gimnastiek het baie verander. Yes. Hoe baie het dit verander? Hoe lyk dit nou? Ons het 9, ek sê nie nou, as ek reg is, 10 verskillende tipe gimnastiek in ons SAGF kode. So ons het die, kom ek begin gou by artistiek, dis die een wat ons moes nou weekend met, en dan is die akrobaties wat ons doen, en dan is die tuimel. So die tuimel is waar jy al die flip op 'n bord doen, sien jy die springboard, en dan doen jy flip aan een, en dan sit maar so die trampolien. Dan het ons, wat is dit nou? Die ritmies, so die ritmies is waar die dames met die ribbons en daai. Dan het ons aerobics ook na sy gimnastiek. Yes, so aerobics is 'n gimnastiek, en touspring, die rope skipping, dis ook, so ons kan vir dans skryf. Dat is nou wie ek is. En as dit parkour, ek dink ek mis 'n kode, maar parkour ken min mense eintlik van dit, ek dink laas jaar of 2 jaar terug begin. Dis waar jy oor obstacles hardloop basically. Ek weet daar's 'n movie wat uitgekom het waar hulle tussen geboue spring. 1 jaar het hy movie uitgekom. Ek sien nou Yes, en maar ons van jump to go. Ek dink so, ek is nie seker. So flow uit wat jy gaan so hop. Ja, so dit is daai tipe. Ek dink ek mis 'n paar of 2 dink ek mis het, maar dit is nou die hoe groter gimnastiek beginne word dit. Interessant. Dit groen te weet. Okay, en dan, ons praat ook 'n bietjie oor, ek sien daar's 'n show wat nou afkom in July maand en wat jy al bietjie vir ons van die show en die doel daarvan? Yes, so via toe ek my gimnastiekklub oopgemaak het, was dit baie 'n geestelike beweging. Kom ek sê dit vir jou so. So ek het my man ontmoet. My pa het afgetree en daai oomblik toe werk ek by 'n ander gimnastiek.
En ek besluit om daai gimnastiek net so te los. En ek gaan vir OP vir 2 jaar om actually geld te hê sodat ek my klap kan oopmaak. Okay. Maar in die tyd vat ek die gimnastiek los 'n maand na daai toe OP. 'n maand na die OP begin, toe besluit ek my ek wil my gimnastiek oopmaak. Ek wil my eie baas nou wees. Come on, girl. Ek love that. En wat die geestelike gedeelte in kom is, ek het 'n man toe ontmoet wat very much geestelik is, hy's verkeer, so jy weet 'n mens kry nie altyd sulke manne in die lewe nie. En True. hy was baie supportive in die way van, hoe kan ek sê, supporting my in my geestelike lewe en ook in my besige keuse wat ek wou gemaak het. En dit het vir my besef, maar like, die Here is deel van hierdie journey actually. Kos alles het net so vinnig gebeur. Like soos ek julle sê, my pa besluit toe hy bedank, hy gaan nou klaarmaak. Ons het hier vir 6 maande income gehad in die huisie, so ek was die enigste een wat gewerk het. By die ou gimnastiek. So ek besluit ek los die werk van die ou gimnastiek. Ek gaan doen OP in Langebaan en ek maak my klap oop. En ek maak my klap oop met die hoop van ek het nie matte nie. En ek gesels toe met Melvin, weet jy wie van Melvin ken nie? Hy sê een in Jacobsbaai. En ek gesels toe met hom, ek sê vir hom, ek wil nou my eie baas wees. Ons kry nie met dit nie, maar die deel van my eie baas is, ek wil gimnastiek in die gemeenskap bring. Kos min van ons kinders kan gimnastiek bekostig. So, en ek meen ek praat uit ondervinding het, my ouers kon nie gimnastiek regtig meer begin bekostig nie. Ek het wanneer vir 'n ouer gesê, my kind se leeftyd is R2000. Letterlik. 'n Kostuum, R2000. So ons kinders kan dit nie meer bekostig. Dit is 'n sport, né? Yes, en ons register kind, en iemand die klub register, en iemand kostes betaal by my, plus jy moet vir elke kompetisie ook betaal. Oh ja. So, dit word 'n duur saak, en waar is die traveling ook. En ek sê vir my man, maar ek wil letterlik die gimnastiek na my gemeenskap toe vat. En ons begin by Sebries saal. En ek vra R200 'n maand. Net om kinders te kry, net om my kinders. Ek meen R200, ek besef dit R200 is die minimum. So om my kostes te cover en so, maar dit is ook 'n billike prys om 2 keer 'n week klas te hê. En hy sê vir my, go for it. Ons het nog gebid, like, ons bid oor die saak en so. En alles het so vinnig gebeur en ons trou. Ons word verloof. En hy sê al die jaar wat ek mee besig het, ons word verloof. Ek trou die next jaar, letterlik. En hy sê al die jaar wat ons trou, gaan by al my kinders Essas ook. Amazing. So ek is 'n jaar oop. Ek gaan by Essas met 9 kinders, ja, 9 kinders gaan alles Essas. Ja. So alles was so vinnig geweest. Come on, coach. Yes, en wat ek wil sê is like ek wil hê dat gimnastiek nie net hier stap vir die kinders nie. Ons wil plek op die ou ende sien ook. Sien, en waar ons nou met die sou begin het is om eerstens die klub te develop, ons kry 'n swarm sponsors by Langebaan te kry, like, dit is een van die grootste dinge om sponsorships te kry, om te gaan soek vir sponsorships. En veral as jy, soos ons, register as 'n governing body, maar ek is nie as 'n besigheid geregister nie, as 'n NPO nie. Maar wat ek wil daarby sê is, so, ek kan nie sommer net vir sponsorship na groot companies gaan vra voor nie. En toe besluit ek, omdat dit so 'n geestelike journey is, kom ons begin hierdie, waar ons geestelik ook na Langebaan toe bring. Ons worry dit vir Langebaan, vir groot kunstenare van die geestelike lewe Langebaan toe kom hê. Ek meen, my man is 'n Dumasani fan, like ons weet dit, en dit is een van die grootste artiste van gospel artists. En ek sê vir hom, kom ons doen dit. Like, ek weet dit gaan 'n sukses wees. Ek doen dit nie net vir die geld vir die klub, maar ek doen dit ook om die geestelike lewe te groei in Langebaan. En dit is die doel van dit. Dit is om my klub te help en die geestelike lewe in Langebaan te improve basically, en om Pinkster Langebaan toe te bring. Cause ons travel so ver, vra vir hom, ons gaan Kaap toe, net vir sous gaan kyk. Ons moet Vredenburg toe gaan net om die Pinkster sous te hê, maar hoekom kan ons dit in Langebaan toe bring? Ons het mense in Langebaan, en ons het die Here nodig in Langebaan, sodat ons die Here se naam groot kan maak hier in Langebaan. Kosbaar. Yes, so dit is die idee van alles. Baie gewees. Kosbaar. Hoeveel is die kaartjies? Mense asseblief, koop julle kaartjies.
So die kaartjies is R120 en jy kry die kaartjies op Quicket en dan vir die kinders is dit van 12 jaar en jonger is dit R60. Ons gaan nie deur fooie vra nie, so ons wil al die kaartjies online verkoop. As die mense nie weet, hulle is meer as welkom vir ons te kontak en ons nommers by enige een. Ek is die hele Facebook vol, ek is die hele, my hele details is op Facebook. Yes. So hulle is meer as welkom enige tyd vir my 'n boodskap te stuur en ek sal vir die persoon help. En wat ons nou met paar van die mense gedoen het is, ons koop die kaartjies en dan stuur hulle dan die geld vir ons. Net om makliker die proses te maak. Dan stuur ons net hulle kaartjies vir hulle mos. Ja, maar ek dink nou aan ons ouer gehad is wat ons Yes. En dan wat ons doen by sommige kerke, ons gee 5 kaartjies vir net. Ook vir kerke, so dit is ook 'n ding wat ons doen. Smart. Yes. Nou daai, het julle dit koop asseblief die kaartjies. En waar staan ons nou, hoeveel sold out nou? Ek is nou nie seker nie. Hy doen die sold out gedeelte, so ons sal maar met hoor by hom. Yes. Ja, so praat ne. Ja, hoe klein bietjie weer probeer van die gimnastiek af. Miskien kan Wovin miskien ook inkom met dit. Omdat jy nog noem het mos nou. Nee, jy mos nou in die tydperk kan mos nou het jy mos nou die gimnastiek het die werk gelos. Jy het verloof geraak, jy het getrou, ne? Nou wat ek hoop julle het beweet is, as daar die sukses sal hulle sê is, gaan gepaard met die huwelik. Dink jy, sou jy dit kon gedoen het as julle nie miskien getrouwd was nie? Sal hulle sê, want baie sê normaalweg, sodra jy trou, automatisch, dan heb ik een iets voor jou. Sê dat jy dit sê. Kan jy misschien even antwoord probeer? Kan jy op die couch kom sit? Dit is ook Vinnig, laat die mense gou sien. Ja. Wie is benieuwd? Because wij soms onthou jy begin 'n besigheid, né? En dan verstaan jy nie maar okay, hoekom sekere dinge net uitwerk. Ja. Nou denk ik aan hy scripture, blessed are the one that finds a wife, né? Yes. Ja. So dat is Bianca se man, né? Wat julle Die sien julle bestou, die meneer. Yes, meneer Bobian. Lewende. So ja, guys. As hy die geheim, laat ek het so vra. Kyk, ja, die mense weet nou al ek is 'n prater. Ek hou van praat en niet zo op zich gaat heel bij je vragen. Om te praten, want als ik kan praten, of als ik er alleen kan praten. Voor alles het komt over merkwaardige dingen in het leven. Dan wat ik die zaak maak en zo zijn nou zo pas genoemd, als het komt bij de geestelijke wereld. Dan is het voor mij altijd een mond vol in. Ik kan heel erg praten. Maar om jouw vraag te beantwoorden, bij eenvoudig. Obviously, die succes van enige bezigheid of van enige journey. Of het jouw marriage is of wat ook al je aanpakt. Dat komt ten deel op dingen samen aanpak en bereid wees voor die bereidschap. Zien, ze moet ik weer beweeg van het idee dat als ik en zij niet getrouwd geweest zijn, ik geloof en weet met mijn hele hart, ze zijn nog steeds succesvol geweest. Because dat is één ding wat ik verhaald heb nou. Dat als ik kan één ding doen, was natuurlijk baie verskeie. Maar als ik één ding kan doen wat ik met mijn vrouw geleerd heb, en zo kort wat ons samen is die volgende. Is die feit dat zij zoveel drijfkracht heeft, gewilskracht heeft bijna. En wat ik met dat bedoel is dat zij altijd bereid is om kansen te vatten. Ik wil het niet een kleerding of een rasding maken of even een politische ding maken. Maar dat is maar een ding onder ons kleermensen. Verstaan, ons kleerdingen dat ons is bereid voor kansen waren. Nee, soms moet ze bereid zijn voor de bereidste. Zoals ik zo dat bevraagtekenen toen ik nog jonger was en onkundig. Zo ik had gevraagd, is hij redig zeker dat is wat ze wil doen. Maar die dag toen ze me zei dat, zij wil ik zal dit doen met haar hele hart en haar hele ziel. Toen bek ik haar. Because ik kan in haar ogen zien, ik kan dit haar excitement wanneer zij over het praat, kon ik het zien. En wanneer zij excited wordt door iets, dan moet zij, ik zal weten dat this is meant to be. Dat is voor jou. Als amper zoals wat toen ik die dag samen met haar pa en haar ma praat over onze marriage, of dat ik zal haar dochter willen. Niet als ze naast staan en dat is niet. Ik zie helemaal met die woorden dat, jammer dat ik naar Sophie ga, dat ik zie helemaal met die woorden dat ik wil niet nog een ouwies.
wat in 'n lewe gekom het en weer gestap het. Come Sien, on. Smart. ek wil die total different wees. Smart. Ek wil heeltemal iemand anders wees en iets anders wees. Verstaan, because dis En wat dis my hoe ouers Here restore. ja, Dis so en beautiful. ek dink die rest is history. So om jou vraag ek sal die baie blaatante antwoord dat ons keuses is jou sukses hang af van wat julle twee saam doen en wat julle saam wil hê uit die lewe uit. Okay. Nah, yun lang. Yun lang di ba sa maak? Come Nah, yun lang on. dito sa... Nah, yun lang. Smart man. Baie smart. So Bianca, so die sou was die hoogste die gesê? Die vyfde. Die 5de July, né? Ja. En dan gaan wees in Langebaan by Sebries. Sebries, né? Die tickets loop van nou, hoeveel af vir die volwassenes? 120. Van die 20 en dan van die kinders? R60. 60 rand, né? So daar eintlik guys, ons sal die foto's willen opsit op die podcast en die post sal ons begin 'n post en willen baie ek kan sien, so ek sê, Ja. is nog nie sold out nie. Voor wie hoeveel sal jy sê as jy Ja. is? Nee, ons help nou nog, daar's nog baie kaartjies. Ons is tussen 50% en 65%. Okay. En ons is maar nou in, sê maar maart april. Mm. So nog 2 maande ek glo ek twyfel It's all nie. sold out. Ek twyfel Ja, no doubt about it. Soos ons het die, ons stres hier vir 'n oomblik omdat ons sien die mense koop maar soos wanneer hulle kan koop, because by die dag jy wil nie 'n kaart koop. Dat ek praat maar net in my perspektief uit. Ek wil nie 'n event wat 3 maande van nou af is, like 'n kaart koop en dan as ek nog nie seker dat of ek kan afkry of ek beskikbaar gaan wees of so ek verstaan dit. Ja. So ek het begrip vir ons mense. Sien maar ek moet die mense encourage dat dit gaan 'n experience wees en ek sê dit nou nie genoem maar so ek wil dit noem dat die moet 'n spiritual journey wees en 'n experience wees vir ons mense langer waar. Sien ek het dit goed geervaar. In feite ek doen dit nou nog obviously in Vredenburg in die hele Weskus. Ek is oorspronklik van Vredenburg en ek het vir haar gesê ek kon die ding in enige ander plek gehou het. Ek kon dit in my hometown gehou het. Because ons mense in Vredenburg support crazy as dit kom by ministry, as dit kom by gospel. Ja. Maar ek het gevoel omdat ek nou 'n Langebaan kind is, ek speel vir die dorp, ek was ingeënt hier so. So vir my het dit net reg gevoel. Vrouwen van die zo. Natuurlijk. Het het net vir my reg gevoel. Het het net vir my reg gevoel om dit hier te loods. En ek het dan gesê dat ons wil dit vir ons eie mense. So ons wil nie eers kaartjies gee aan die breë Weskus en dit is Langebaan mense nog. Soos Langebaan mense moet seker maar hulle gaan na 'n quick teen. Leef julle. Dat je voorstel, je zoekt ons lange baan als hele vorige, hè? Yes, Ja, yes. ja. Dan kom maar met lange baan terug, dat hele vorige. Ja. Bianca en so jy nog 'n noem van die geestelike kant wat jy altyd so by jou sterk is en hoe pas jy dit toe of hoe implementeer jy dit met jou gimnastiek? Ja, wat ek met dit kan sê is, dit het my baie geduld gegee. Nee. Om tot bekering te kom het vir my baie geduld. Ek het nooit geduld vra vir hom. Ek het nou gespring. Dis wie ek was, like it. Maar jy moet geduld hê as jy met kinders eerstens werk en ek het seker jobs se geduld nou. As gevolg van my geestelike lewe. En dan wat ek wel wil sê is die dryfkrag wat my geestelike lewe vir my gee. Die dag van ek voel, daar was baie kere. Jy werk nie net met kinders, jy werk met ouers ook op die ou ende. En soms besef ouers jy dat jy as coach ook net mens is. Verstaan? En dan voel hulle dit moet gaan die besigheid of die klap moet gaan towards hoe hulle dinge sien, maar hulle besef nie dit is hoe ek my klap wil hê nie. Of ja, daar is van ek kan verbeter in my klap, in my klap definitief. Maar ek voel net dan daar's nie ruimte wat ouers vir jou gee om my verbetering toe te pas nie. En wat my geleer het is om ook bidden te bly eerstens. As die ouers vir jou laat voel dat alles druk vandag, letterlik, en dan ook is om sag te bly. Like, jy kan nie net As is krap. Yes. Die sagte, yes. Ja, so Die vrug wat die gees, yes. So, is om sag te wees, basically. Net om terug te sit, te kalmeer en te bid en die next dag net weer te vat, soos 'n nuwe dag. Dit voel letterlik begin oor. Dis letterlik wat ek my sê. Die next dag as jy sê maar die ouer het nou met my letterlik upset. Die next dag as ek vir my, jy kan dit doen, God is met jou. Dan vat ek dit soos 'n nuwe dag. Yes. Nuwe begin.
Ja, so ja. Sure. Ja. Want ik weet als het komt met kinders, man, ouders gaan met man, alle ouders gaan met niet samenstemmen, want dan weet maar Bianca, wat zijn nieuwe dingen die wat zijn leuke die wat ik kunnen maar met Ja, aangeven, En ja. klaar, oor, Jy en is met weet. Ik kan maar niks zeggen. Ja. Jy is met weet. Maar op die ou end dit bly hulle kinders. So Ah. hulle betaal vir iets, so jy moet ook op hy standaard kom vir wat hulle betaal het op die ou end. Exactly. Maar True, soos ek true. sê, jy moet ook jy as mens wat betaal moet ook jou mindset gebruik om te besef maar dit is 'n mens ook met wie jy praat en met wie jy werk. Want ons werk eintlik saam. Dis nie net ek wat werk, jy Nou werk sien saam met my. daai presies. Ons het wanneer het ons gepraat oor as dit by ons kom of ons kalle, dan is dit amper soos in die service is dit dieselfde nie. Ja. Yes. Want dis jy. Mm. Dis sien, dis wat ek nou wil sê. Toon vir die nodige respek want sy's coach Bianca, soos wat jy enige ander coach sou respekteer vir haar en haar besigheid en ondersteun en wees kind. Dis ek het baie ouers like die ouers voel soos familie vir my. Mm. Daar's nou baie wat vir my support, maar jy weet mos een het 'n 100 uit. Dis Ek gee vir altyd vergeetjie. my challenge moet kom. Hy moet ook wees, ja. Jy moet vir die challenge sê. flavor. Yes. Net om jou te remind wie is jou anker. Ja, definitief. Nee, definitief. En so praat, Nee, wat ek wil by dit eet, as jy jou manne sê ook man, as daar nie hurdles is en sy weet hy, dat goed wat hy potholes, wat daar Ja, is, ja. as hy nie daar is, dan is dit amper soos, nee, dat die duivel het jou. Hy is nou in charge van dit. Maar wanneer hy potholes en hurdles en alle goedjies daar is, dan is dit 'n teken dat sy's nog op die regte pad. Regte En dis pad, hoekom ja. die duivel, Dit is ook because die duivel kom nie na mense wat klaantjie kant Ja, is. ja. verstaan, hy kom actually na mense soos ons wat nog weet wat dit is om te Nog bid, strewe, hy kom na yes. mense, verstaan, dat so, jy moet hom so ook sien, ja, True, ja. True. Hy het al baie wel gesê, ja, ek stem 100% saam met jou enige. En so gepraat van hurdles, wat is die grootste hurdle vir jou of die grootste uitdaging met die gimnastiek? So my eie saal te lange baan. Bou jou saal, meisie. Ja, dit is een van my mikpunte is om my eie saal lange baan te hê, maar dit gaan nie net vir gimnastiek wees nie. So die idee is om 'n sportsentrum vir lange baan se kinders te create. Omdat ek 'n agtergrond het van rugby, netbal, atletiek en ek het nou 'n bietjie squash begin leer. So ja, ek kan rugby coach, ek kan die netbal coach, ek kan die atletiek coach en dan kan ek so gimnastiek so. Al daai goedjies wil ek inbring vir die kinders en vir hulle 'n platform gee van meeste van ons ouers moet uit die plek uitry. Hier is nie eens letterlik 'n plek vir hulle kinders op 13 jaar oud kan analyse mee nie. Of analyse altens, soos wat Stellenbosch die voorreg het van ek het daar gesorg. So 13-jarige kinders het hy voorreg om te geanalyse voordat hy kan. Vir ons kinders het dit. Vir die wat nou nie weet wat analyse is, verduidelik gou. Is soos in die coaching inrigting waar jy 'n kind kan analyse om te verbeter in hulle liggaamsbou, vir om byvoorbeeld soos die eetkunde te doen, al daai klomp goedjies in te bring. En ek sê nie met 'n kind nou op die eet gaan sit Ja, nee, maar net om te verstaan om reg te eet, ja. Yes, om my benodige inhoud te kry wat 'n kind lyk actually om my sport te verbeter en 'n kind se En liggaam dis te nogals verbeter. belangrik. Is. Dit is Verstaan, baie is. belangrik. En met soms dingen verstaan ons nie dat hoekom vir ons sosiale of ons gemeenskap wat ek so het lyk nie. Verstaan? Bianca noem maar baie goeie punt, né? Ek kan kyk in lange baan. Sê jy dat sport facilities in. Was daar rugbyveld aan die ander kant wat jy net in 'n rugbyklub behoort om te gaan oefen En na is so. fair, sien jy. Maar ook die sportsentrum ek sien dat ons dan een opgemaak en 'n Malmesbury, verstaan? So ek dink as ons sulke tipe dinge in 'n dorp het en net persone soos Bianca wat bereid is en miskien nog ander mense wat wil help, dan gaan ons jong seuns en jong dogters gaan baie beter groei, gaan baie beter uitkom aan die ander kant en baie beter mense word. Maar ons het die tipe goed te verstaan. Ook dis 'n regte parkies en verstaan, regte speelplek en jy kyk daar by Seabury saal langs aan naby die ou rugbyveld was, dan noem hulle dit. So as jong seuns 19 wat daar probeer maar sokker speel verstaan. Hulle try, maar nou moet jy op 'n lyntjie gaan speel verstaan. En ek dink as 'n mans sulke tipe sport facilities het, dan kan ons jong mense baie hulle potensiaal na vore bring
en hulle kan baie beter geanalyseer word as hulle nou sulke tipe dinge het. Ja. Maar hy goed lekker in ons communities. Ja, En daar bestaan ook hoekom hulle leiders uitry so hulle uitry nie because by waar toe moet jy Hulle gaan? het die option, Hy moet skool toe gaan en na skool wat nie maar, jy kan nie, hy bly En nie. is dit nou skoolvakansie nie? Wat gaan die kinders doen? Wat doen hulle? So hulle gaan nog gruwelik wees. Ons kan net ons huis het self praat. Leander Pullman. Ek meen hy het een van die beste talent kom ek sê so. En omdat ons gemeenskap het nie knowledge of mense wat inkoop ewens 'n lange baan nie. Die feit dat hy nog steeds sit waar hy vandag sit. Ek meen as ons lange baan, nie net gemeenskap nie, maar as mense van buite af ook kan inkoop 'n lange baan, as jy 'n sportsentrum is, mense van buite af gaan inkoop. Van die is die fasiliteite om uit Stellenbosch, ek maak nou voorbeeld Stellenbosch van is dit die naaste sportindustrie wat naby ons sit. As hulle sien ons het so iets, gaan hulle begin inkoop. Ek meen ons het vriende wat rugby speel, wat professionele rugby speel en ons kan hulle dan nooi na 'n sportsentrum toe en hy knowledge vir die kinders gee en hulle sien ook dan hy kinders raak op die ou ende. Yes. Ons kinders word nie raak gesien omdat die niks is vir die kinders op die ou ende. In Langebaan En dit is self. hartseer nie. Dit En is. hoe oud is hy nou? Hy word nou 21 die jaar. En hy moes nou waan toe gegaan het as ek reg is. Bethlehem toe. Met iewers, maar hy moes nou weer oorsee gegaan het, maar daar's nie fonds om vir hom te Ek stuur weet ek nie. het met sy maat my genoem. Yes. En toe sê sy nog is nou weer van der is. En dit is so hartseer. Yes. Dit is so hartseer. Sjoe. Maar as ons net hy kan Langebaan toe bring om dit hoef nie iets groot te wees nie, maar net iets kleintjie om te begin mee. Ek meen, ons het 'n laerskool waar die kinders ook nie gesien word nie. Die kinders moet weggestuur word uit hulle ma se huis uit na sportskool toe eintlik. So, maar ons kan dit Langebaan toe bring, die kind kan by sy ouer huis wees en ons kan hoe kan jy die platform maar buite sit vir hulle om uit te gaan, om eendag Gesien te VP word, om te gesien te word basically. So dis die Definitief. idee van dit. So ja. True, ja. Bou jouself my. En hy sê het gedeelte van dit net dat die al die kinders moet weerstuur vir hulle om iets te gaan bereik of hulle moet na 'n ander plek toe gaan verstaan want hier is die geleenthede vir ons kinders nie. En jy sien nou met sorry nou lot, met social media sit ek dink ek nou daai een ouetjie wat nou gekoop was. 'n Mens moet seker maar nou buiteland dink. Dit is Dis al opsie en is hartseer, maar en dis nie net om in- seker te yes. maak dat hy talent in sy volheid uitgeleef Ja. word. En dis nie net in sport, dit is society op die ou ende. Ja. In enige werk in Suid-Afrika is dit maar net jy moet probeer dink om oor see te gaan. Maar iets wat ek nou geleer het die afgelope 2 maande, een van my coaches se maat oor see gegaan. Dit was die maanskyn en rose daai. Daai is die ander nadeel. Yes, Ek dink maar aan wat sy ouetjie wat nou gewen het, die of die marathon Worldskit in New York. Daar het hy naam gemaak. Maar die realiteit, ons realiteit en die buitelandse realiteit yes, is 2 verskillende wêrelde. ek stem. Ja. So daai is die een ding. Is ons maar oor see Maar moet nou my jy is lewe. besig om jouself te bou soos ek weet. Definitely. Ons moet loetjies begin maak dieselfde bou. En hy is, wat ek ook al sê, die volgende punt is vir die feit dat ons besef die belangrikheid van 'n Bianca en 'n gimnastiek in 'n gemeenskap. Exactly. Nee, because by 'n man kyk daar al die tipe mense baie mis op wat hulle doen of die impak wat hulle het op ons jong mense bestaan. Maar nou as jou kind nie kan oorsee gaan of jou kind nie kan sal aan poste gaan nie, Van toch aan jou verby bestaan. Maar dan kry jy mos mense soos Bianca en haar gimnastiek, en miskien soos 'n man wat miskien nou regtig dinge try wil doen in 'n gemeenskap om ons kinders te help verstaan. Ja, En as jy kan weer sê man, vir my is dit sulke mense is belangrik in ons gemeenskap. definitief. Net daai heroes wat mense nie sien, wat mense nie regtig besef nie. Hulle sien maar ook hy doen dan dis maar hulle besef nie regtig die impak wat hy het op die kinders nie. So dankie vir daai gedeelte man. En ek wil graag weet so, hoe is skole met die gimnastiek? Is dit nog nie in by die skole nie of moet jy ook na 'n ander skool toe gaan om gimnastiek regtig te doen? So op die oomblik doen gimnastiek self skole sport, maar hulle fokus net op aerobics en touspring, jumping rope. Vir een rede, is mens nou aerobics het jy nie matte en goed nodig nie, so dis 'n goedkoop ding om by sport te begin. Okay. En toue is mens maar nou een van die goedkoopste apparate om te kry. Ja, So as dit nou kom waar ek na skole toe gaan,
dan beteken dit soos min skole gaan kan inkoop in die idee. Omdat een mat om en by, ons het nou wanneer matte gekoop, nee? Ons het sê maar nou soos 'n driehoekmat, het om en by vir ons, en dis een van die baba matte, het R1200 vir ons gekos, om dit te koop. En 'n maatjie kos om en by R600. So, Julle, So, ons mat ook nodig, enige skenking, baie dankie. Ja, so verstaan, ons is nou reeds besig met 'n mat vat R16,000, so dis een van die redes hoekom ons fondsinsameling doen. Sure. Dis R16,000 wat ons besig is om bymekaar te sit. En dan het ons landingsmatte nodig waarvan dit tussen 5,000 en 8,000 hardloop. Depends van die dikte wat ons gaan vat. Yes. Dit is regtig duur sport. maar sy is Maar bereid, dis sy die doen moeite dit, werd. verstaan, dat is dan Dit ja. wat jy uitkry, joh. Yes. Dat is Dit dit, is. my ding. So, hou aan met dit, man. Hou aan met dit. Ek hoop regtig dat die skole kan inkoop met dit. Van ek glo al dat 'n basis vir baie dinge soos om plek te maak vir dit gaan 'n verskil maak, want ons beperk ons kinders na sekere sporte toe verstaan. Dis net cricket, rugby, sokker en het stopba. Yes. En miskien 'n bietjie skaak, ewen skaak op word regtig is waar dit is. Natuurlijk. So, 'n mamma moet regtig probeer om die ding te druk Ja. waar ek al gesien dat die mense daar bo wat in charge is, dat hulle kan veral persone soos vir jou kan help verstaan om te veral te invest of ek weet nie as daar help hulle met Ek sulke sit en dinge. dink nou, ek hoor nou jy is nie geregistreer as 'n business unit. Nee, ons is nog geen. Ons moet maar online of offline discussion hê, dat ek nou dink. Maar besigheid is dit paar- in general of miskien soos in as dan miskien iets in sport of in recreational hoe weet ek dit. Daar is Ah. daar is baie. Ja, so ons moet verstaan, Mense so moet moet nou maar net kyk wie die Maar net die connections is. regte research en alles Yes. waar ek doen. Die regte connections moet die True. mense nou hier opbou. ding hy is die belangrikste is soms net 'n klein bietjie inligting Ja. en die regte mense dat man die dinge aan die go kry. Mas u gee wel so hoor die podcast. Ja, ek het gewonder. Baie dankie. Save the best for last one, hoe waar. Come on. Okay, so ons is by John 14 verse 1. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. Ek het nou hier opgemaak. Ek glo dit is vir iemand. Ek dink daai is vir Bianca en Definitely. vir Wien. Ja. Nee, soos nie worry nie. Oor die sou nie. Moenie worry oor die gimnastiek nie. Moenie worry as nou dinge in plek is nie. Soos God sal sorg daarvoor, verstaan jy? Definitely. Dit is baie goeie week man, né? Eendag as jy kan sien, miskien daai dametjies daar op die SA's of sy op die TV gesê, maar sy het begin by jou klub. Yes. Hulle gaan Yes. by interview waar dan ook iemand wat uitbring en sê nee, maar Bianca Konrad, ek het daar begin by haar gimnastiek verstaan. So hou aan man, dit is eendag sal jy regtig die vrugte pluk van dit. Maar jy gaan weer sê ons besef die belangrikheid van julle in ons gemeenskap. So dankie vir daai hoorde podcast. Iets van julle toe se kant af. Vir ou as ek weet Wien is nou om kan gevang gewees. Maar ja, Bianca, iets van jou kant af wat jy miskien wil sê vir die mamas om hulle te encourage om hulle kinders in te skryf by die gimnastiek. Vir al die seuns. Ja, vir al die seuns ook ja. Vir jou wat ek kan sê is, ons ja baie kinders, eerstens, as hulle nie kan bekostig die gimnastiek nie. So, laas jaar het ek en my man baie kinders gehelp, het ons eie sak het om kinders se kompetisies te betaal. Okay. So, So, as jy regtig jou kind wil inskryf en jou kind het 'n belange in dit, voel vry om vir ons te kontak op die ouende. Moenie bang wees nie, ons kan vir jou as jou kind sponsorships gaan soek. Of wat ons doen gewoonlik in die klub is, ons doen raffles, ons doen sous, ons doen goedjies om vir die kinders te help ook. jo. So ouers moet nie bang voel om te sê maar ek kan dit nie bekostig nie. So Maak 'n plan. ons gaan 'n plan Yes. maak. Ons gaan vir jou help te waar kan, maar op die ouende moet daai ouer ook kan instep om te help. Definitely. Dit kan nie net van een kant af kom nie. Definitely. So dit is een ding wat ek wil sê is, en dan wil ek vir julle twee dankie sê. Vir die vermaak en die praat, né? Sê ek dit reg? Yes. So, ek wil vir julle dankie sê vir die geleentheid, en dankie vir wat julle doen in die gemeenskap, man.
ons kinders, soos ek sê, ons kinders word nie gesien en dis een platform wat ek vir my man ook gewys het, dat, dit is amazing om so iets te begin. Ek kyk actually op na julle, en soos ek in die begin, ek praat nie eintlik nie, maar ek kyk op na julle. Yes. Dankie baie, dankie. So, Baie Baie dankie vir dit, hoor, ons waardeer vir wat julle doen in die gemeenskap. dankie, baie dankie. Coach. Enige twee kantop. Die man met Meneer praat. Sy praat so baie vanaand, nee, ek wil amper sê, sy het sommer vir my gepraat. Ja. Wat ek net wil sê is, nee, ons mense moet verstaan dat die konsert wat ons loods, dit is 'n fundraiser, en ons wil seker maak, ons maak in die precision, om natuurlijk die groei van die kinders te develop. Dus dan die sport te develop natuurlijk, in 'n klappen. Maar terselfdertyd, as jy net die hele ding is ook nie te geraam nie. Daar is goeie dinge wat ons doen daar buite, agter die skerms. Soos die fundraiser is een ding van baie. Verstaan? Dat ek wil 'n shout-out doen, ek sê aan my pastor, hè. Pastor Geert Moses, ek dink hulle is bekend aan hom. Wegabe Brides, en ons is 'n bediening van hom, en hy het vir my die platform gegee om even die kerk nou recently te begin te gebruik. So even though ons die fundraiser nou July maand loods, doen ons even liefdadige in kerken, waar ek letterlik laities hare skeer oor 2 weke, of soos elke tweede week of elke maand, dan skeer ek afhangend hoe my weeksomstandighede natuurlijk moes nou is. Maar dit is iets wat ek doen in die gemeenskap. En natuurlijk, soos agter die skerms, ons koop soos skool stationery, elke begin van die jaar koop ons dit vir. En in fact, ek het dit toe ek nog in Vreemde gebly. Toe het ek my eie project ook gehad, waar ek soos in hare geskeer het, vir 'n hele lang tyd. As ek op varsity is en ek kom huis toe op vakansie, dan kom skeer ek hare. So, dit is een ding wat ons maar doen tussenin, maar daar's baie ander dinge wat ons gedoen het en nog beplan om te doen. Verstaan, so dat die hele ding as jy net oor geld maak. Verstaan, dit is 'n besigheid wat sy ran, maar ons kyk ook natuurlik na ons gemeenskap. En dis hoekom ons actually grateful is toe ons die dag praat oor die platform wat hulle skep vir ons mense. Die jong ouetjie wat julle gehad het, hy's 'n prof, baie jonk van Vreemde. Emil. Amazing ou, en ek was so grateful toe ek sien wat julle vir hom bied, dat hy sy storie kan buite sit, dat die mense kan verstaan wat hy actually doen. En ek ken hom van childhood days af. Baie jong ouetjie, soveel respek vir mense ouer en jonger as hom. Verstaan, en dis hoekom ons is grateful vir die platform wat julle vir ons mense skep, wat actually die platforms soms skry nie. Verstaan, so daar is baie goed wat ons tog doen daar buite. Verstaan, maar dit word net nie gesien nie, en dis hoekom ons wil ons gemeenskap encourage, as ons die een keer vir mense vra om gewoon net 'n ticket te koop. Doen dit, ja. En word excited because ons gaan die naam van die Here groot maak, because ons is grateful vir wat die Here gedoen het vir Langebaan, vir die gemeenskap en wat hy nog gaan doen. Because daar gaan nog groter dinge kom oor wat sy beplan, en natuurlik ons altyd saam beplan, en natuurlik julle ook. Ja, so dankie. Daar sê man, dankie man. Dankie. En ek wil daar byvoeg dat wat 'n man ook al aanpak, as jy nie die Here aan kan ken nie, dan gaan die baat verstaan. Jy kan miskien baie geld uitmaak, maar jy gaan nie regtig die vrug daarvan pluk nie, verstaan. En ongelukkig, soos julle kan hier ook sien, al die goed is maar geld die koop en verstaan. Natuurlijk. En as die manne doen vir geld, maar jy verwel ook jou inventar in die long run. Ja. Van al hoe mense vir jou gaan sien op inventar is, as hulle sien maar wat jy doen is suksesvol. Yes. Verstaan, as baie Here maar jy dit so aankarring, maar hulle sê nee, maar hy's geen vordering nie. Natuurlijk. Verstaan, so hy moet dan iets vordering is, verstaan. So, alles steek met julle tweetjies. Met dit baie gesê, julle is 'n baie goeie voorbeeld vir jong mense wat nog sukkel om met weet om te trou nie, en wat het is om 'n huwelik te hê en om te voor te bou, en julle is 'n baie goeie voorbeeld vir hulle, want dit ek sien op TikTok, julle goedjies saam doen. So ja, ek laat baie ook man, net dat julle voorbeeld is vir die jong mense, sien ook en behalwe die, as nog aan die ander kant wat ons ook kan wys verstaan, wat julle ook vir ons kan sien en wat volg. En ja, niemand is perfek by die dag man. Niemand is perfek, maar Yes, natuurlijk. voorbeeld julle
help man om te inspireren. Sê, okay, nee, ek wil 'n bietjie beter doen. Ek wil dit tans doen of ons kan beter doen. Ja. No, so Come on. julle is 'n inspirasie, né? Sodat julle weet, julle is 'n inspirasie. Mense sien julle en mense hou julle dop, né? So well done, guys, né? So episode 70 van die Vermaak Praat podcast en weer eens 3 jaar, né? 3 jaar. Julle 3 jaar. Ek nog gesê soos aangesien is by video saam met Tinder para vir 3 ure. Maar ja, vir 3 jaar, guys, né? As hierdie podcast aan die gang hierdie maand Wow. en vir ons is 'n regte mylpaal om te bereik. Lotse, byvoeg. My vrou gaan heeltemal fyn wie wat is en dit is hoe goed ons mekaar verstaan en connect, né? Jy het aan die begin van jou program het jy as jy besig om pryse weg te gee, né? Jy kan nog 'n vraag by eet en ons gee 'n ticket van dit. Kyk nou daar, man. Baie dankie man. Ja, dat is ook my idee gewees. Ek dink ons gaan ook dit doen misschien. Maar ons pryse definitief met hulle ticket by jy ook nog tickets kry. Even vir die ouer gade. Of hulle uit te kry en bietjie te kom aan. So ek dink Dumasani as een van die eerste mense wat begin het met die gospel die musiek verstaan. Dis nou baie artists maar hulle begin Gonzalo, Ja. Domisani. Legendaries. Yes. Soms die derde vraag. Wat kan ons vir hulle ook vra? Maak het baie maklik as die ticket kan weggee. Ons sal baie maklik maak en ons wel hê julle moet daar kom. Ek het vrae gehad wat ek neergeskryf het. Ook hoe sê hulle altyd die manne so in gees in mekaar en because wat ek het so gesê die vraag van hoekom jy sit was klaar met gedagte was voor die podcast begin met sê. Maar dis 'n maklike een. Wat is Lotse famous rympie wat jy altyd sê? As 'n bietjie daar begin ook hy baie maklik ja. Ja, né? Okay, daai het hulle. Yes. Die derde vraag, né? So daai een met eie antwoord. Jy gaan 'n ticket kry na die show toe in July maand, né? Wat gehoos word deur Azul Gymnastics en Aman Vivian Kuneraad, né? Come on. Weer eens baie dankie vir almal wat subscribe het, wat vir ons follow en wat nou al die pad met ons is, né? Ons sien vir julle. Wat vir ons sien in persoon en wat vir ons inbox. Baie dankie man guys, julle support is baie belangrik vir ons. En hy selfe support wat julle vir ons gee, vra ons dat julle vir hulle ook gee. Met hulle concert en met hulle gimnastiek en met elke projek wat julle sien. Hulle twee gesigte is daar. Support guys, alle lange baan. Alle lange baan. Jy gaan nie nog Vriendenbouw Saldanha of jy rond die plekke rondom ons hê. Lange baan se mense support hulle eie mense. Dis wat moet wees, né? So ja, episode 70. Sup guys. Baie dankie.